Okay, ek gaan lees en dan gaan ek verduidelik het sê. Die potensiaal verskil oor 'n geleier is direk evenredig aan die stroom in die geleier. Okay, kom stop gou daar. Cameron, as ek sê iets is direk evenredig, wat bedoel ek daarmee? Dit beteken dat as die een meer word die ander een ook. Nou, beteken dit as die een meer word met 1, word die ander een ook meer met 1? Nie noodwendig. Nie noodwendig nie. Hang af van die ratios in 1 tot 2, 1.5, wat ook al. Okay, so dit sê vir jou, as die potensiaalverskil meer word, wat is potensiaalverskil? Die volts. As die volts meer word, dan gaan die stroom ook meer word. En dit maak sin. Want wat is stroom nou weer? Stroom is hoe vinnig die mannetjies beweeg. So, hoe meer energie hulle het, hoe vinniger gaan hulle beweeg. Maak sin. Okay? En dan sê hulle by 'n konstante temperatuur. By 'n konstante temperatuur. Okay, nou hoekom bring hulle dit in? In graad 9. Sê daar in jou argiewe van jou brein gaan krap al deur. Jy het dit. Jy het net vergeet jy het dit. Het ons gekyk factors, faktore wat R beïnvloed. Daai streepietjies is by die I. Okay, so faktore wat jou weerstand beïnvloed van 'n ding. En julle moes na 4 goeters gekyk het in graad 9. 4 dinge wat die weerstand van iets kan beïnvloed. Die eerste een was gewees die lengte van die geleier. Die eerste faktor wat jou weerstand beïnvloed is jou lengte. Hoe langer jou draadjie is, hoe meer weerstand daar is. Dink aan hoe langer hierdie gange van hierdie klasse is, hierdie skool is, hoe moer gaan jy word want jy moet verder stap. Jy gaan meer energie moet gebruik daarvoor, né? Nee? Ja. Okay. Dan die volgende een wat jy gedoen het, is die dikte van die geleier. Of die weerstand, maar obviously geleier, 'n weerstand kan ook 'n geleier wees want hy gelei elektrisiteit. So die dikte van die geleier. Okay? En daarvoor moes julle, ek dink ek het hierdie vir julle ook verduidelik. Oh, sure. Moet julle dink aan daai gangetjies wat jy maak vir 'n rugby. Jy die tonneltjies vir die rugby manne uithardloop. Okay, so julle het dan tonneltjies gemaak in die rugby. So as jy daai tonneltjie breed maak, dan kan die rugby manne lekker vir baie hardloop, lekker manne en baie so hard. Hy het gou ek so 'n tonneltjie met my geskrewe en met cheer. Sien op van hulle. So dit was so in die Kaap is cheerleading groot in skole, maar nie soos cheerleading in Amerika nie. Ja, meer ander cheerleading. En ek was in hoërskool as ek hoof van cheerleading en in my skool waar ek skool gegee het, was ek hoof van cheerleading in die paviljoen. En dan wil jy sê soos dis hoekom ek aangaan soos ek aangaan, want dit is so groot gemaak. Geen rede kom ek dit net. Anyway, okay. Of jy kan 'n tonneltjie baie klein maak. Nou die rugbymanne hier verby. Okay, die rugbymanne is oor die algemeen groter manne. So hulle gaan jou stamp soos wat hulle verby gaan. So hoe dunner die paadjie is, die roete wat hulle kan beweeg, hoe meer gestamp is daar, meer boksings is daar, hoe meer weerstand is daar. Hoe groter die paadjie is, hoe minder weerstand is daar. Okay, so die dikte is omgekeerd evenredig aan die weerstand. So hoe dunner hy is, hoe dunner dit is dit hoe meer weerstand is daar. Dankie julle twee. Dis mekaar sleutel. Ek het It's alright. Dankie. Regse, dankie. Okay. Dan die volgende ding was die soort materiaal. Waarvan dit gemaak word. Word dit gemaak van koper, word dit gemaak van yster, word dit gemaak van eureka. Eureka is 'n mengsel van verskillende metale. Is dit gemaak van aluminium? Waarvan word hierdie te plek? Kan jy van dit? Waarvan word hierdie draadjies gemaak? Okay? Sagter materiale gaan die deeltjies makliker deurbeweeg, harder materiaal gaan hulle meer word. En dan die laaste ding is die temperatuur. Okay? Temperatuur is nou weer wat as jy onthou van graad 10 af. Temperatuur is kinetiese energie van die deeltjies, hoe vinniger dit beweeg.
So as die materiaal warm is, dan is sy deeltjies mos nou besig om te beweeg. Nou wil jy nog deeltjies daardeur stuur wat ook gaan bots. So warmer dit is, hoe meer botsings is daar oral, so meer gaan jou elektrone sukkel om deur te beweeg. Hoe kouer dit is, hoe minder botsings is daar, hoe makliker beweeg die deeltjies daardeur. Is julle met my? So, hier het ons, hoe hoër die temperatuur is, hoe hoër is die weerstand. Ok, en dit is nou waar jy met Ohm se wet hierdie moet konstant hou. Jou al die ander ding ook konstant, maar veral hierdie ene. Ok, hoekom? Want as jy 'n eksperiment doen, gaan jy nou nie, en jy wil nou kyk hoe die wals verander, waar is my dingetjies op? As jy wil kyk hoe die wals en die stroom met mekaar verander, gaan jy nou wragtig nie elke keer 'n langer draadjie gaan insit, of jou draadjies 'n soort materiaal iets gaan verander nie. Daai goed gaan jy die hele tyd dieselfde hou. Maar wat jy gaan sukkel om te beheer, is die temperatuur. Want as jy die stroombaan inskakel, dan, en jy neem jou lesings, dan die elektrone beweeg deur die draadjies, en soos wat dit deur die draadjies beweeg, bots hulle, en soos wat hulle bots word dit al hoe warmer. Okay, so as jy hierdie eksperiment doen, waar jy wals met stroom wil vergelyk, dan gaan jou temperatuur die hele tyd warmer en warmer en warmer word, en dan gaan jou eksperiment nie geld nie, want hoe warmer dit is, hoe meer is die weerstand, hoe meer weerstand daar is, hoe meer toeproetjies gaan dit vat, hoe stadiger gaan die deeltjies beweeg. Okay, en jy wil nie 3 veranderlikes hê, jy wil net 2 veranderlikes hê, stroom en wals. So wat jy gaan moet doen, of wat Ohm gedoen het, toe hy hierdie eksperiment gedoen het, het hy dit by konstante temperatuur gedoen. Okay, nou hoe kan jy stroombaan opstel, en keer, dat die stroombaan warm word? Sê weer? Nee. Iemand anders? Wat maak dat hy warmer word? Wat het ek gesê? Nee, warmer word maak meer weerstand. Wat maak dat dit warm word? Die deeltjies wat beweeg. Wanneer beweeg hulle? Wanneer daar stroom is. So wanneer hou hulle opbeweeg? Wanneer daar nie stroom is nie. So wanneer jy nie besig is om lesings te neem nie of meet nie, moet jy die skakelaar oopmaak. Die touwtjies disconnect. Dan stop die stroombaan, dan beweeg hulle nie, dan word dit nie warmer nie. Nou skuif jy jou goed wat jy wil skuif, jou wattmeter, jou ammeter, wat ook al jy wil doen, dan maak jy dit weer toe, meet jou lesings, maak weer oop. So hoe verseker jy 'n konstante temperatuur deur jou lesings vinnig te meet of jou stroombaan vinnig toe te maak, vinnig oop te maak, sodat die deeltjies nie so baie beweeg nie, sodat die deeltjies warmer word nie. Chap? Julle met my. Okay, goed. So. Ekskuus tog. Ja, lekkies. Gaan weer lees. Dit sê, Ohm se wet. Die volts oor 'n geleier is direk evenredig aan die stroom in die geleier by konstante temperatuur, aka konstante weerstand, aka jy het die lesings vinnig gemeet. Okay, so wat dit beteken vir hierso? Volts is direk evenredig aan stroom. Dit is wat daai definisie vir jou sê. Maar hierdie is vir ons as wetenskaplikes nie lekker nie, want ons kan nie dit gebruik om somme te doen nie, want daar's 'n evenredigheidsteken. So ons wil somme doen, dan moet daar 'n isgelykheidstekens wees. En as ek 'n isgelykheidstekens wil insit, dan beteken dit daar moet 'n konstante wees. Wat hou ons nou weer konstant? Temperatuur, aka die weerstand. Okay, so as ek hierso 'n isgelykheidstekens wil insit, dan moet ek 'n konstante insit en dit is die weerstand. Kyk mooi, as jy hierdie formule gaan herrangskik, dan kry jy weerstand is volts oor stroom. Kyk 'n bietjie. As jy daai ding af onder toe vat. En dit is waar hierdie formule vandaan kom. Dit is waar jy hierdie formule kry. Sjap. Kyk. So as dit weerstand in ohms, volts, potentiaalverskil in volts en stroom in ampere. Okay. So ek sê vir jou hierso, die weerstand van 'n geleier neem toe soos wat die temperatuur toeneem. Dit is wat ek nou vir gesê het. En dan in ander woorde, die potentiaalverskil oor 'n geleier is direk evenredig aan die stroom in 'n geleier by 'n konstante temperatuur of by 'n konstante weerstand. Dit is basically ohms se wet. Dit is ohms.
Okay. Goed. Nou sien jy het ek hier langs aan vir jou 2 grafieke. Okay? Ek gaan die grafieke 1 vir 1 na kyk, waar jy met albei grafieke kan ontleed en gebruik in 'n toets-of-eksamen. Jy moet hulle kan teken ook. Okay, kom ons kyk gou na hierdie heel eerste een. Nou ek weet hierdie is in Engels, maar jy kan mos nou Engels verstaan en praat. Hier het ons op die y-as current. Current in Afrikaans is stroom in ampere. En hierso het ons volts. Okay, of voltage is volts. Okay. Goed. Nou sien jy, dit gee vir jou 'n reguit lyn grafiek. Is jy happy oor 'n reguit lyn grafiek? Jy is baie happy lyn, want jy kan 'n gradiënt gaan uitwerk en jy sien daar, hy gaan deur die oorsprong wat perfek is en wat semi-sin maak, want as jy twee broodjies 0 van het, gaan die mannetjies beweeg. En dan gaan glad nie beweeg nie. So dit maak sin dat dit deur die oorsprong gaan. Okay, goed. Nou sê ek hierso, vir 'n ohmiese geleier. Ohmiese geleier, wat is dit? 'n Ohmiese geleier is 'n geleier wat Ohm se wet nakom. Wat beteken dat volts direk ewenredig is aan stroom. Dis 'n ohmiese geleier wat die wet nakom, gaan hierdie vir jou 'n reguit lyn grafiek gee wat jy daarso sien. Okay. So ek gaan nou sommer sê ek wil hierso moet jy vir my opsplit. So reguit deur. Julle ek teken eintlik hier met rooi en pink en alles, maar julle sien net een kleur. Okay, en aan die linkerkant gaan ek vir grafiek 1 maak en aan die regterkant gaan ek vir grafiek 2 maak. Hierdie gaan ek nou noem grafiek 2. Okay, dit is albei kan sien hoe hulle verskil. Goed. So, vir grafiek 1 'n grafiese gevolgtrekking. Wat is grafies nou weer? Jy sien hier soos 'n grafiese gevolgtrekking en ons het 'n algebraiese gevolgtrekking. Algebraiese gevolgtrekking is 'n somme, 'n woordsom wat jy dan gaan verander na waardes en simbole en goeders wat jy gaan insit. Okay, so daar's 'n is gelyk aan in. Algebraies kan jy sê daar's 'n is gelyk aan in. En grafies kyk jy na die vorm van die grafiek. So grafies kyk jy na die vormgrafiek en jy gaan kyk na 'n verhouding of 'n ratio wat dit vir jou gee. Okay, goed. So as ons hierso kyk na grafiek 1 kry ons 'n reguit lyn grafiek. Okay, so 'n reguit lyn grafiek, reguit lyn, of praat julle van lineêr in wiskunde? Maak nie saak, dit is dieselfde ding, lineêr reguit lyn grafiek, okay. Dan kan ons sien die ratio of die verhouding is soos wat hierdie een groter word hierdie een groter, né? Soos wat hierdie een toeneem, gaan hierdie een toeneem. So hierso kan jy sê dat jou y-as is direk ewenredig aan jou x-as. En spesifiek vir hierdie grafiek sien ons op ons y-as 'n stroom is direk ewenredig aan volts. So dit is jou grafiese gevolgtrekking. Jy kyk na die vorm van die grafiek en dan kry jy jou verhouding, jou ratio, jou tendens, is eintlik 'n beter woord. Tendens, is wat ek gesê het. Okay. Nou jou algebraiese gevolgtrekking moet jy na 'n formule verwys, na 'n is gelyk aan, om dit is gelyk aan wees. So vir 'n reguit lyn grafiek is die formule mos nou y is gelyk aan mx plus c. Nee? Nou vir hierdie reguit lyn grafiek vir grafiek 1 het ons op die y-as stroom en op die x-as het ons volts en sy afsnypunt is 0. Nee? So ons het hierso stroom is gelyk aan die gradiënt maal met volts plus 0. Want hy gaan deur die oorsprong. So dit sou my vergelykingkie wees wat ek opgestel het. So nou wil ek gaan uitfigure van hier af, maar wat is die gradiënt? Waarvoor staan m? So as ek hier met m moet gaan uitwerk, gaan ek mos nou moet gedeel deur volts. So ek het stroom gedeel deur volts.
Raak dit bekend? Stroom gedeel deur wals. Is dit bekend? Is dit? Wat is dit? Maak jy dieselfde fout as in Newton se wette se prakties? 1 op weerstand, want wals gedeel deur stroom gee vir jou weerstand. Dis Ohm se wet. Maar dit is nie wals gedeel deur stroom, is stroom gedeel deur wals. So dis die omgekeerde. So daai ene gee vir jou 1 oor weerstand. Die omgekeerde. Okay, juffrou? Ja, fyn, alles lyk mooi wat jy vanaand gedoen het, maar hoekom moet ek hierdie doen? Waarvoor gaan ons dit gebruik? Hulle kan vir jou so 'n grafiek gee. Dan kan hulle vir jou vra, wat is 'n gevolgtrekking kan jy maak oor hierdie weerstand? Is dit ohmies of nie ohmies? Is ohmies, hoekom? Want hulle is direk evenredig aan mekaar. Dan kan ek vir jou vra, gaan bepaal vir my die weerstand wat gebruik is. Gaan bepaal vir my die weerstand wat gebruik is. Dan gaan jy sê, goed, ek kan sien hierso, dat ek het stroom gedeel deur wals, dit gee vir my 1 oor weerstand. So as ek hierdie antwoord kry, dan moet ek hom net omdraai, en dan kry ek die weerstand. Is julle met my? Okay, so ek kan vir jou vra om die grafiek te gebruik om die weerstand te bepaal. Kyk, kom ons kyk gou na die tweede grafiek. Hy is 'n klein bietjie makliker. Hier het ek nou die asse net omgedraai. So hier is op ons y-as wals, en dan hierdie het nou afgesny. Op jou x-as het jy jou stroom. Okay, goed. So, as ons kyk na wat se grafiese gevolgtrekking ons kan maak, as ons kyk na die vorm van die grafiek, as ons nou soos 'n reguit lyn grafiek, wat beteken dit? Dat die y-as is direk evenredig aan die x-as, so ons kan van hier af sien dat wals is direk evenredig aan stroom. Kan jy sien dat hierdie twee omgeruil is met mekaar? Want dit is altyd y versus x, soos wat jy lees van links na regs. Okay, dan jou algebraiese gevolgtrekking, dis weer eens 'n reguit lyn. So jy het y is gelyk aan mx plus c. En nou, ek kon nou nie 'n mooi ene kry van hierdie nie, maar hy moet ook eintlik deur die oorsprong gaan, hoor? Moet ook eintlik deur die oorsprong gaan. So, jy het hierso op jou y-as het jy wals, weet ons nou nog nie, op jou x-as het jy stroom plus 0. So dan as jy jou gradiënt wil gaan uitwerk, is dit wals oor stroom en dit gee vir jou weerstand. In hierdie eksperiment gaan dit wees. Wat is C eintlik? Sê weer? Wat is C eintlik? Dit is jou y-afsnit. Jy moet hierdie weet. Ja. Okay, so hierdie is nog so, hy kan 'n klein bietjie verander by 'n volgende gedeelte wat ons gaan doen, maar tot en met hier gaan dit deur jou oorsprong gaan. Okay, so jy moet hier vanaf wat weet? Jy moet Ohm se wet kan vir my sê. Okay? Jy moet kan sê dat die temperatuur konstant gehou moet word, en dan gaan die weerstand konstant gehou word. Jy moet 'n grafiek kan trek, so hulle kan vir jou punte gee en dan plot jy die grafiek. Jy moet 'n grafiek kan, as jy hom kry, moet jy kan gevolgtrekkings maak. Jy moet kan uitwerk wat is die gradiënt. Hulle kan byvoorbeeld vir jou die gradiënt gee en dan moet jy een van hierdie onbekende punte gaan uitwerk. Wat. Sê nou maar hierdie was nou die grafiek wat jy gekry het in 'n toets of eksamen. Sou jy daardie punt mag gebruik het? Nee, want hy is 'n uitskieter, hy lê nie op jou lyn nie. Okay, so jy mag nou hom gebruik het nie. 'n Goeie punt wat jy sou kon gebruik het, is daai ene daar, of daai ene daar, of daai ene daar. Want hulle lê reguit mooi op die lyn. Okay, so daar is al twee voorbeelde van ohmiese geleiers. Dan kry jy natuurlik nie ohmiese geleiers, en dit is geleiers wat nie Ohm se wet gehoorsaam nie. Okay, en dit is baie meer algemeen in die ohmiese geleier. Sien daar? Die verhouding van stroom teenoor wals is nie konstant nie. So jy kry nie 'n reguit lyn nie, jy kry so kurwe soos hierso. Okay? 'n gloeilamp is 'n goeie voorbeeld hiervan, want as jy 'n gloeilamp vat, veral 'n ou tydse gloeilamp, dan voel jy hy's warm. So daar 'n geleiertjie
het verskriklik baie weerstand en hoe warmer hy word, hoe meer weerstand bied dit en dit is wat ons wil hê want ons wil hy moet so warm word dat hy begin gloei dat hy vir ons lig maak. Waarvan word daar ou gloeilampe gemaak? Steek op jou hand as jy weet. Wat sê so obviously daar's glas en daar's metaal, maar ek wil weer daai krulletjie krul daar in die middel. Daai ding. Waarvan word dit? Wolfram is die element se naam en dis op die periodieke tabel nommer 74. Weer wolfram se element. Verskriklike hoë weerstand. Baie botsings word verskriklik warm. Okay. Dan sê ze soos wat die temperatuur toeneem, neem die weerstand ook toe, meer botsings, word dit warm. En dis eintlik wat ons gebruik. So dis wat jy gebruik in 'n ketel, dis wat jy gebruik in 'n oond, dis wat jy gebruik in 'n toaster. Jy wil hê dit moet warm word want jy wil dit daai hitte gebruik vir iets. Die odes word gebruik in stroombane is ook 'n voorbeeld hiervan. En die ode laat, dit is net ekstra inligting, laat net stroom in een rigting toe. Het julle van die odes geleer in tegnologie? Graad nee. Bietjie. Het. Okay. Right. Goed. So, ons gaan twee tipe stroombane doen en ek het al liggies daaraan geraak en jy het in graad 9 hier oor gepraat en jy het in graad 10 hier oor gepraat. So ek gaan nou nie baie lank hier stil staan nie. Ons het weerstande in serie en weerstande in parallel. Wat fout? Ja, jok. Okay, 2 highlighters. Het jy 2 highlighters? 3, kan 3 ook hê, maar ek gaan versaklik 2 gebruik. Hier stap my mannetjies in 'n serie stroombaan. Okay? Dan sien ek almal moet deur daai ammeter gaan, almal moet deur daai ammeter gaan, almal moet deur daai weerstand gaan. Wat trek ek met my vraag? Sjoe, Lenay, hoekom gaan die stroom nie hierso opsplit nie? Hoekom gaan daar nie 'n bietjie van die mannetjies deur gaan nie? Die mannetjies kan nie daardeur gaan nie. Hulle sukkel. So geen mannetjies kan daardeur gaan nie. So gaan daardeur. So wat ons kan sien hierso is die stroom is oral dieselfde. Menende die mannetjies moet almal deur elke weerstand gaan en deur die battery gaan. Okay? Dan sien ons nou jou toebroodjies. As jy nou die dag daar jou toebroodjies moes ingepak het, dan moes jy nou gedink het, waar gaan ek oral my broodjies gebruik? Gaan dit definitief nie by ammeters gebruik nie. Ammeters is net 'n register wat net check, roll call doen. Okay? Maar daar het ek 'n periode, daar het ek 'n periode, daar het ek 'n periode. So my toebroodjies gaan ek hierso in 3 moet opverdeel. Okay? So as hierdie ene lees 10, dan gaan dit seker nou wees 2 en 2 en 6 of wat ook al. Okay, so jou som, wat beteken som van nou weer, Ethan? Alles saam geplus. Jou som van jou potensiaalverskil oor elke weerstand of resistor is gelyk aan jou potensiaalverskil oor die hele stroombaan. So ons sê, weerstande in serie is potensiaalverdelers. Hulle verdeel die potensiaal op, so daar kan jy sien jy plus hulle almal bymekaar. Okay? En as jy hierso jou weerstande, jou totale weerstand wil gaan bepaal, dan moet jy al die weerstande net bymekaar plus, want jy het wiskunde en Afrikaans en LO. Jy moet hulle almal bymekaar plus. Okay. Kom ons kyk gaan na 'n serie stroombaan, easy peasy, dit sê bereken die lesing op die ammeter in die stroombaan. Nou hierdie stroombaan is baie maklik. Ons wil in 'n ritme kom van die regte goeters toepas. So, kom ons haal ons highlighter uit. Hier stap my mannetjies. Poeroeroeroeroeroeroe. Almal stap daardeur. Almal stap daardeur. Almal stap daardeur. En almal stap deur die ammeter. So van nou af as jy by 'n ammeter kom en almal stap daardeur, dan gaan skryf jy totale weerstand. Almal stap daardeur. So dit beteken die totale stroom. Ag, nie totale weerstand. Totale stroom nie. Almal moet daardeur gaan. Totale stroom. Nou kyk ek na my toebroodjies, my energie. Ek het 6 toebroodjies vir die dag. Ek sien ek het iets wat 'n klein weerstand het, bietjie groter, baie groot. So ek gaan verseker my toebroodjies moet opverdeel in 3
Maar dit gaan nie noodwendig even Stevens wees nie, né? Want hierdie ene gaan baie meer energie. Hier gaan ek dalk 'n happy broodjie vat. Hier gaan ook 'n halwe broodjie en hier gaan ek die res moet opeet. Okay? Goed, nou kyk ek. Hulle sê vir my, bereken die lesing op die ammeter. Waar is die ammeter? Daar is die ammeter. Wat met hy? Die totale stroom. So wat hulle basically vir my vra is, gaan bepaal die totale stroom van die stroommaan. Dis wat hulle vir jou vra, in ander woorde. Vir die totale stroom kort jy die totale potensiaalverskil en die totale weerstand. Al ja, nee. Het jy die totale potensiaalverskil, die totale volts? Wat is dit? 6. Louis, het jy die totale weerstand? Wat is dit? Hoe het jy daarby uitgekom? Okay, so nou moet jy dit wys vir hulle. Hulle gee vir jou 'n punt daarvoor. As jy sê die totale weerstand is 2 + 4 + 12 is gelyk aan 18 ohm. Voel bietjie soos 'n wys om hierdie te wys, maar dis vir nie punte, so doen dit. Okay, so nou weet ek hier is 18. Nou weet ek reg, totale stroom is volts oor weerstand, so dis 6 gedeel deur 18, en kan jy vinnige wiskunde doen, Numera? Jy kan, ek weet jy kan. Hoeveel keer gaan 6 en 18 in? 6. 3 keer. So dit is 1 op 3 en dis dieselfde as 0,33333333333 ampere. Ja. Dit kan beteken dat dit maak nie saak waar jy die ammeter sit nie, die stroom gaan altyd dieselfde. So beteken dit daar's net soos 'n derde mannetjie wat daar rondhardloop. Nee, dit beteken net daar gaan soveel, onthou eintlik stroom is mos lading maal met tyd. Nee, lading gedeel deur tyd. Dankie. Kie is gelyk aan I maal met T. Ja, so dis reg. Lading per sekonde, ja. Dankie. So dit beteken per sekonde is daar 'n derde mannetjie wat verbyloop. Per sekonde. Jy weet net, loop redelik. Okay. Goed, nou dit is parallelle stroomane. Hier haal ons weer ons highlighters uit. Hier loop ons mannetjies weer. Dis nie eintlik nie want nou lading is elektrone. Sit toe broodjies so. Okay, hier gaan hulle. Doelululululu. En ammeter. Moet almal deur daai ammeter gaan? Ja, so ek skryf daar totale stroom. Wat sê jy, Rico? Nee. Okay, as ons daar kom, dan sien ons stroom gaan opsplit. En hier was stroom 3 keuses. Jy gaan of LO toe, of Afrikaans toe, of wiskunde toe. So stroom split op. Sê jy? Ja. Want dis lekker. Of andersins, soos sê nou maar, in hierdie vak kan jy mos of toerisme, of fisies, of besigheidsvat. Nee? So jy split op so in 3. Goed, maar die ene wat hierdeur gaan, kan nie terugkom en daardeur gaan nie. As jy so gaan jy terug huis toe. En as jy hierdie ene vat, gaan jy terug huis toe. En as jy daai ene vat, dan gaan jy terug huis toe. So hulle almal kom eers hier weer by mekaar en gaan terug huis toe. Okay, dan as ek kyk na my toebroodjies, dan as ek vir die dag inpak, moet ek inpak vir toerisme en fisies en besigheids. Nee. So die mannetjies wat daar het dieselfde toebroodjies as wat daar het dieselfde toebroodjies as wat daar het, want hulle is in parallel met mekaar. So wat ons hierso sien, is die potensiaalverskil oor elke tak is dieselfde as potensiaalverskil oor die hele stroommaan. So die volts hierso is oral dieselfde. So wat ek jou verduidelik het op dag 1. As jy dit gemis het, moet jy die video gaan kyk. Okay? Dan die stroom sien ons het opverdeel. So die som van die strome deur die takke is gelyk aan die hoofstroom. So as jy al hierdie takke se stroom, blikkies. As jy al hierdie takke se stroom bymekaar gaan tel, gaan jy dieselfde kry as die hoofstroom. Okay, so ons sê weerstand en parallel is stroomverdelers.
Okay. Nou om die totale weerstand te gaan uitwerk, is nie net 'n plus sommetjie nie. Okay, dit is 'n breekplus sommetjie want jy hoef nie fisies te doen en besigheidstudies en toerisme nie. Jy hoef nie al drie te doen nie. Jy het 'n gedeelte daarvan. Okay? So dis hoekom jy 'n gedeelte van die totale weerstand het. So jy gaan sê 1 op R parallel, insit en omdraai. Ons gaan dit nou weer doen. Hierdie formule moet jy gaan neerskryf in 'n toets of eksamen. Okay, dis ook op jou datavel, maar jy moet hom gaan neerskryf. Okay, kom ons kyk gou na hierdie stroombaan. Highlighter uit. Hier stap my mannetjies. Ek sien almal gaan deur daai ammeter. Okay? So hy meet die totale stroom. Okay, so jy kom nou al in die gewoonte. Elke keer as jy sê al die mannetjies gaan daardeur, totale stroom. Goed. Dan sien ek my stroom met 'n keuse. Of hy gaan daardeur, of hy gaan daardeur, of hy gaan daardeur. Gaan die stroom even Stevens opdeel? Ja, gaan die even Stevens. Want hierdie is weerstand is 2. Hierdie is 'n dubbele 6 of 'n 4. Dis is om te sê of toerisme of 'n dubbele fisiesperiode of besigheidstudies. Waar gaan die meeste mense gaan? Toerisme. Waar gaan die minste mense gaan? 'n dubbele fisies. Né? Ja. Okay, gaan hulle daar en terug huis toe. Oepsie. Terug huis. As ek kyk na my toebroodjies daar, dan sien ek as jy toerisme toe gaan, dan gaan jy terug huis toe kry 6 nog toebroodjies. So daar kry jy 6 toebroodjies, hier kry jy 6 toebroodjies en hier gaan jy 6 toebroodjies kry. So net omdat jy dubbele fisies het, beteken nie jy word voorgetrek nie. Dit was jou keuse. Om fisies te neem. Okay. Goed. Nou vra hulle vir jou. Bereken die lesing op die ammeter. Waar is die ammeter? Daar is die ammeter. Wat is hy? Die totale stroom. So hulle vra vir jou, gaan bereken die totale stroom. Vir dit kort jy die totale volts en die totale weerstand. Lenay, het jy die totale volts? Sê weer? 6 volts. 6. Dis meer. Is die totale weerstand 18? Hoekom nie? En jy vrou dit gaan wees soos 1 op 2 plus 1 op 6 plus 1 op 6 plus 1. Ja en dan nee. Want jou eerste gedeelte is reg en toe val jy 'n bietjie van die bus af, maar gaan nou vir jou wys hoekom. Okay, so hulle is in parallel. So jy kan hulle net gewoonweg met mekaar tel nie. So jy gaan sê 1 op R parallel is daar's 3 takkies. 3 takkies. So jy sê die weerstand van takkie 1 plus die weerstand van takkie 2 plus die weerstand van takkie 3. Hoekom Louis? Hoekom is jy so opgewonde oor hierdie? Hierdie twee is in serie met mekaar en as hulle in serie is met mekaar dan plus jy hulle net by mekaar. So hierdie takkie se weerstand is effektief 12 volts. Ag 12 volts, 12 ohms. Chap? So hierdie is 1 op 2 plus 1 op 12 plus 1 op 6. Sonder 'n sakrekenaar. Gebruik 'n bietjie jou brein. Kan jy sien hulle almal kan op 12 gaan? Yes. Om hom tot by 12 te kry, jy gemaal met 6, né? Nee? So dit is 6 plus 1 plus om hom na 12 te vat, het jy gemaal met 2 plus 2. So jy kry 9. Is ek reg? Hoekom voel ek dit moet 10 wees? Jy het hierdie ene o, so laas een op 4. Dankie, ek kon net sê ek ken al die antwoord uit my kop uit. So dit is 6. Hier is dit 1 en hierdie moet 'n 3 wees. Nee, want om my 4 te kry, ek het nie 6 wees, dit moet wees 'n 4. Dit is 10 oor 12. So 1 oor R parallel is 10 oor 12, maar jy soek nie 1 oor R parallel nie, jy soek R parallel. So jy moet albei kante omdraai, hulle resiprook kry of hulle inverse kry. Ja. Doen iemand add wiskunde in hierdie klas? Het julle dit gedoen? Ja. So dit gee vir jou 1.2 ohms. Okay. Nou, hoe weet jy is op die regte pad? Hoe weet jy jou antwoord wat jy uitgefigure is op die regte pad? Dit moet wees, jou antwoord daar moet wees
kleiner as jou kleinste een in parallel. So is 1.2 kleiner as 2? Ja, dit is. So dis hoe jy weet jy's op die regte pad. So hy moet kleiner wees as jou kleinste een in parallel. Okay. Goed, is ek nou klaar met my antwoord? Kan ek nou gaan na die volgende som toe? Nee, wat is die vraag? Die vraag is, bereken die lesing op die ammeter in die stroombaan. So ons soek die totale stroom. Dames en here, kan julle sien omtrent meeste van die tyd, sê ek, wat was die vraag nou weer? Wat was die vraag nou weer? Het julle al my dit gehoor sê? Ja? Wat ek weet die vraag, soos ek sê, ek ken al die bladsy uit my kop uit, dis bietjie hartseer, maar julle doen nie, stel net toets of eksamen, jy moet altyd vir jouself vra, het ek die vraag beantwoord? Is ek hier op die regte pad of is ek hier besig om iets anders te beantwoord? Wat is die vraag nou weer? Check, hier het ek nou 'n stappie gedoen. Wat is die vraag nou weer? Okay, so ek het die totale weerstand, dis 1.2, nou kan ek die totale stroom gaan uitwerk. Die stroom is volts oor weerstand, 6 oor 1.2. Kan jy hom in jou kop doen? Waar is ons nou? Carissa? Jy kan, ek weet jy kan. Okay, hoeveel keer gaan 0.2 in 1 in? 5 keer. Okay. So jy kan nie die totaal 6 gedeel deur 1 nie, want dan is daar niks vir die 0.2 nie. Nee? Ja. Ja? Nee? So, kom ons maak dit 60 gedeel deur 12. 5. So wat is die stroom? Sê weer? Die stroom is 5. Kyk, ek nie sakke nou kyk weer reg. Jy wil hierdie tipe goeders oefen. Jy wil jou brein skerp hou. Ja? Julle geweet julle is die eerste generasie wat nie slimmer gaan wees as hulle ouers nie. En nie slimmer menende dat ek sê julle is dom of wat ook al nie. Menende daar's sakrekenaars en so baie goeders wat maak dat julle in basiese goeders dommer raak. Maak ek as dit sin. Soos jou ouers, jy gaan altyd beter wees in electronics as jou ouers. Maar in die basiese goed maak jy jou brein lui. Julle brein is luier. Sê my nie saam nie. Nie jou ma nie, soos ons lelik. Okay, ek bedoel maar net, julle het so baie aids tot julle beskikking dat julle lui word. Sê weer? Wat sê jy? Sê hom, laat ons hoor. Okay. Ek probeer julle maar net te encourage om julle brein te gebruik. Ja? Dit gaan julle die voorsprong gee in die wêreld eendag bo ander mense. Okay. Goed, nou vra hulle vir jou. Wat is fout? Wat het jy gesê, Rico? Nee, ek het niks gesê. Heel wat. Jy is bloedrooi bijna. Okay. Bereken die stroom deur elke tak. Bereken die stroom deur elke tak. Okay, so nou wil hulle weet wat is die stroom daardeur, wat is die stroom daardeur, wat is die stroom daardeur. Okay. Nou as daar net 2 takke was, dan kon jy ratios gebruik het. Omdat daar nie 2 takke is nie, kan jy nie ratios gebruik nie. Okay? So nou moet ons dit manually elke liewe takkies in gaan doen. Okay, so ek gaan sê, kom ek kyk eers na die 2 oom takkie. Okay, en hulle vra vir my die stroom. So ek stroom is volts oor weerstand. Okay, is almal klaar afgeskryf by die eerste ene. Kan ek afskryf en doen. Okay. Goed. So. Nadia, wat is die weerstand van die 2 oom takkie? 2. Wat is die volts van die 2 oom takkie? 6. So ons moet sy stroom uitwerk. So ons het 6 gedeel deur 2 gee vir jou wat sonder 'n sakrekenaar. Ja, jy sal so dink nie. 3 wat? Ampere. Okay. Kryten, maak hierdie antwoord sin.
Hoekom? Want ons volts nie dieselfde bly, maar die ampere gaan opdeel. Oor elke tak gaan jy die weerstand. Die weerstand gaan bepaal hoeveel ampere deur elke tak gaan gaan. Okay, goed. Nou, ons totale stroom is 5. En van daai 5 gaan 3 na daai takkie toe. Dit is stapel nie baie oor vir hierdie nie. Hoekom gaan daar so 'n groot chunk, 60% van 'n stroom gaan daardeur? Hoekom? Maar dit is die minus. Dit is die minste weerstand. Sy weerstand is die kleinste, maklikste om daardeur te gaan. So die grootste persentasie van die stroom gaan daardeur gaan. Okay. Nou wil ek kyk na die 12 ohm takkie. Misha, is daar 'n 12 ohm takkie? Hoekom? Yes, want hulle is in serie met mekaar. So dis daai 6 + 6. Okay, ek gaan nou nie weer die formule uitskryf nie want sy self is 'n bietjie oor en oor. Die weerstand is 12 en die die weerstand is 12. Die stroom is my woorde. Potensiaal verskil volts is 6 en die weerstand is 12. Hoeveel is dit? 0.5 watt? Ampere. Okay, so dit beteken daar gaan 'n helfte lading, 'n halwe mannetjie is mal genoeg met dubbelperiode wetenskap te doen. Okay, nou sonder 'n groot som soos hierdie wat ek nou hierso gedoen het. Wil ek by jou weet, wat is die stroom wat hierdeur gaan? Hoe het jy daarby uitgekom? Want die totale stroom is 5 ampere. Mooi. Die totale stroom is 5. Ons het 'n 3 en ons het 'n 0.5. So dit beteken die stroom deur die 4 ohm weerstand gaan wees 5 minus 3 minus 0.5 en dit gee vir jou 1.5 ampere. Mooi. Ja? Nog nie klaar nie, volgende bladsy. As is hierdie ene, ons het hoeveel minute oor? 4 minute oor. Okay. Volgende bladsy is bietjie meer, kom ons nou by graad 11 werk, nog nie heeltemal nie. Eintlik te maklik, maar jy gaan ons dit sê. Voordat ek 'n vraag lees, beskou. Hier gaan my highlighters, hier gaan my mannetjies. Almal moet daardeur gegaan. So ek sê vir myself, alhoewel daar nie 'n ammeter is nie, die totale stroom gaan deur daai 4 ohm weerstand. Dan wil ek weet, Lara, in hoeveel gaan die stroom hier op verdeel? In 2. Hoekom gaan dit deur 'n voltmeter nie? Want sy weerstand is te hoog. Kailien, gaan die stroom gelyk op verdeel? Hoekom nie? Die weerstand is nie gelyk nie, die gaan 'n groter stroom deur die 3 ohm gaan, hè? Dan kom hulle hier by mekaar en dan gaan die totale stroom weer deur daai ammeter, so daar gaan die totale stroom weer. En hoeveel gaan my toetbroodjies op verdeel, Neil? In 2. Jou toetbroodjies, jou energie gaan opverdeel in daai een en daai ene en ek weet hierdie 2 gaan dieselfde wil skryf want hulle is nou parallel met mekaar.